ons is in Handelinge 18 en dan gaan ons 'n bietjie deur die woord spring. Dit is 'n interessante gedeelte vandag. So, laas week het ons gekyk na Paulus wat na 3 verskillende stede gegaan het. Die eerste stad wat hy in was, is Thessalonike gewees. En ons het gesien hoe die mense hom ontvang het in Thessalonike en ons het toe gesien hoe hulle hom ontvang het in Berea en hy het toe opgeëindig in Athene. En in Athene het hulle hom uitgelag. Hy staan vir al hierdie mense wat kognitief die intellektuele was van daai tyd. Hulle is die slimste van die slimste en hulle is daar besig om te stry oor wat is reg ensovoorts. En Paulus kry die geleentheid om die evangelie met hulle te deel en hulle sê, ja, ons weet daarom nie. Ons sal jou dalk weer hoor. En een van die ouens daar het tot bekering gekom, maar dit was dit. En vandag in Handelinge 18 gaan ons bietjie kyk waar Paulus in die stad van Korinthe is. So my vraag wat ek het vir jou vandag is, wat is die stad van Korinthe en wie was die mense in Korinthe gewees? So Jessica, gaan na die tweede slide toe vir my, na die opskrif. So dis waar Korintiërs is en dit is waar Athene is. Dis nog selfde vandag as wat dit daai tyd was, dis dieselfde plekke nog. Hulle het nie baie geskuif nie, hulle het net bietjie uitgebrei. So, as jy na die volgende slide toe gaan, sal jy sien, Korinthe is op 'n baie interessante plek gewees. Daar is so om en by 5 kilometer land gewees, tussen die 2 sees, wat die ooste en die weste geskei het. So, vir enige skepe wat wil handel dryf, moes hulle of by Korinthe gekom het, en dan moes hulle letterlik die vrag aflaai, op mense laai, of op donkies, of op waans, en hulle moes dit daai 5 kilometer oorvat, na die ander gedeelte, waar hulle dit dan weer op skepe gelaai het, om verder na Rome te gaan, of hulle moes om daai punt daaronder geseil het. So as jy gekies het om eerder nie af te laai, en by Korinthe te stop en oor te laai nie, dan sê hulle dis goed, as jy om daai punt wil gaan, dan moet jy eerder jou wil in orde kry, want die kans dat jy lewendig daar uit gaan kom, is baie skraal. So is 'n baie moeilike see omstandighede daaronder. So meeste skepe, meeste merchants het by Korinthe gestop, wanneer hulle iets wou geskuif het van die ooste na die weste, of van die weste na die ooste. So hierdie was 'n port city, as ons dit so kan noem. So die plek het gewemel van alles. Almal het daar gedoen net wat hulle wou, en Korinthe was bekend vir die tempel van Aphrodite. Nou die godin was die godin van skoonheid en welles gewees. Sy het op 'n punt, die tempel het op 'n kol 1000 tempelprostituie gehad. En dit was 'n normale gang gewees vir die mans of die vrouens om na die tempel toe te gaan. Dit was nie net vrouens daar gewees nie, dit was mans ook wat prostituie daar was. So jy kan na die volgende skyfie vir my toe gaan. So 7 eeue voor Christus het hulle al gedink om 'n weg te maak waar die skepe kan deurgaan, in plaas van om te gaan. Maar niemand het dit regtig begin doen nie. Tot so 62 na Christus, 62 AD, toe het koning, of Caesar Nero, besluit, hy gaan dit doen, en hy vat die Jode, en hulle begin aan dit werk. Maar toe hy dood is, toe stop hulle weer om dit te doen, en dit is toe eers in die 1800s, weer aan die gang gesit. So jy kan na die volgende skyfie toe gaan, dit is hoe hy nou lyk. So hulle gebruik daai, soos, het julle al the Panama Canal van gehoor? Nou hierdie is die Corinthian Canal, wat hulle gebruik om skepe daar deur te vat, sodat hulle nie al die pad om hoef te gaan met daai see nie. So hierdie stad is in die Romeinse Ryk een van die grootste hubs waar alles gebeur. Maar as gevolg van dit, het die mense ook baie essensieel gelewe. Dit was vir hulle baie maklik om volgens die vlees te lewe.
Ons het laasweek gehoor van die twee verskillende teologieë wat hulle daai tyd gehad het. Die ene wat gesê het, jy moet alles van die wêreld afstoot, jy mag nie emosie hê nie, jy moet net kognitief dink en alles rasioneel probeer uitdink, en die ander groep wat weer gesê het, nee, jy kan jou begeertes uitlewe volgens die vlees, net soos wat jy lus het. So hierdie mense het in die tweede kamp geval. Hulle het gesê, dit wat my sintuie sien, dit wat my vlees wil hê, dit gaan ek vir my vlees gee. So wat beteken die woord sensueel? Dit is iemand wat hulle bevredig deur hulle sintuie. So in opsomming is dit iemand wat kies om volgens die vlees te wandel in plaas van die gees. Nou voor wedergeboorte is ek en jy geestelik dood. Maar nou het Paulus te doen met mense wat ons daarvan gaan lees. Hy gaan die evangelie begin deel en hulle bly in hierdie omstandighede. Hulle het gelewe volgens die vlees. Elke liewe begeerte wat hulle gehad het, het hulle vervul net soos wat hulle wou. En nou kom Paulus en hy kom die evangelie deel. So kom ons lees Handelinge 18 vanaf vers 1 tot 8. En daarna het Paulus uit Athene vertrek en in Korinthe gekom, en hy het 'n Jood gevind met die naam van Aquila, afkomstig uit Pontus, wat onlangs met sy vrou Priscilla van Italië gekom het, omdat Claudius beveel het dat al die Jode uit Rome moes vertrek. Na hulle toe het hy gegaan. En omdat hy van dieselfde ambag was, het hy by hulle gebly en gewerk, want hulle was tentmakers van ambag. En hy het elke Sabbat in die sinagoge gespreek, en Jode sowel as Grieke oortuig. En toe Silas en Timoteus van Macedonië afgekom het, was Paulus ywerig besig om aan die Jode kragtig te betuig dat Jesus die Christus is. Maar toe hulle aanhou om teenstand te bied en godlasterlike dinge te spreek, het hy sy klere uitgeskit en vir hulle gesê, julle bloed is op julle hoof, ek is rein, van nou af sal ek na die heidene gaan. En hy het hulle daarvandaan weggegaan en in die huis gekom van iemand met die naam van Justus, wat 'n godvreesende man was, wie sy huis naas aan die sinagoge gestaan het. En Crispus, die hoof van die sinagoge, het met sy hele huisgesin in die Here geglo, en ook baie van die Korintiërs het toe hulle hom hoor, gelowig geword en is gedoop. So ons sien hierso, Paulus ontmoet 'n man en 'n vrou, Aquila en Priscilla. Nou hulle is uit Rome uitgejaag deur Claudius, en dit het om en by AD 49 gebeur, maar hoekom is hulle daar uitgejaag? So, daar's nie geskrifte in die woord rondom hoekom is hulle daar weg nie, maar daar's afleidings wat ons bietjie kan maak wanneer ons kyk na die boek van Romeine ensovoorts. Maar die rede wat hulle opgeskryf het in geskiedenis is dat daar die Jode het begin moeilikheid maak. Daar was 'n oproering oor 'n man met die naam van Christus. Die Jode was besig om 'n oproering te maak oor 'n man met die naam van Christus. Dit was hulle rede gewees hoekom Claudius toe vir hulle sê, luister, vat julle goeders. Al die Jode jaag hy toe uit, Rome uit. En dis toe waar hy nou vir Aquila en Priscilla ontmoet. So, dis vir my baie interessant. Ons kyk na Paulus en ons sien eers hierso in vers 7 kom vers 5, kom Silas en Timoteus by hom aan. So alles wat ons nou al gelees het, het hy vir Silas en Timoteus gelos in Macedonië. Hulle was nie by hom gewees nie. So ek dink sy geld het al 'n bietjie min geraak. En hy het toe begin besef, okay, ek moet aanhou die werk doen, maar ek het ook 'n talent. Ek kan ook arbei om vir myself te voorsien. Ons sal dit baie keer in die gedeelte sien, maar ek dink daar was ook 'n dieper rede wat ons sal van lees wanneer ons by die boek van Korintiërs uitkom. Wanneer hy die kerk van Korinthe aanspreek, hoekom hy nie vir hulle enigstens iets gevra het nie, hoekom hy gekies het om te werk en gewag het vir Timoteus en Silas om te kom, en toe kon hy weer voltyds in die bediening ingegaan het. So ek besef baie keer, wanneer iemand uitgaan en hulle wil 'n kerk plant, toe ons die gemeente begin het, Gerard het gewerk en hy het bedien.
Ons was by die skole betrokke gewees en ons het dan bedien. So baie keer is dit 'n proses wat jy in is om net jou voete te vind, om in te kom iewerste en dan kan jy oorgaan in voltydse bediening. So Paulus was 'n tentmaker. So die van julle wat dink om tente te maak, julle is welkom. Dis 'n apostoliese werk wat jy dan doen as jy nog wil tente maak. Nee, ons gebruik nie eers meer regtig tente nie, maar dit was 'n ambag wat hy gehad het. So elke rabbi moes 'n ambag gehad het. Jesus was 'n skrynwerker gewees. Hy het goed gemaak uit hout uit. Jy moes 'n ambag gehad het, al was jy 'n rabbi gewees. Nou daar's vir my iets baie interessants wat ek sien in vers 5. As ons hom in die Afrikaans lees, sê hy, en toe Silas en Timoteus van Macedonië afgekom het, was Paulus ywerig besig om aan die Jode kragtig te betuig dat Jesus die Christus is. Maar ek wil net hê ons moet hom gou in die Engels lees. Hy sê, and when Silas and Timotheus were come from Macedonia, Paul was pressed in the spirit and testified to the Jews that Jesus was the Christ. So wat ek hier hoor, is daar het 'n plek gekom, toe Silas en Timoteus na hom toe kom, toe is hy gedruk in die gees. En hy oortuig hy deel met hulle dat Jesus die Christus is. So ek glo die heeltyd was hy besig om voorbereiding te maak van die Messias, want die Jode wag nou nog vir hulle Messias om te kom. So hy's besig om vir hulle te leer en te sê, onthou, die Messias moet kom, en hy's gedruk in sy gees, en hy sê vir hulle, luister, Jesus is daai Messias. Jesus is die Christus. Maar hulle lag hom uit en hulle sê, nee, ons dink nie so nie. Hulle gee vir hom teenstand en hulle raak sommer God lasterlik. En wat doen Paulus? Hy skud sy kleed af en hy sê, my hele bloed is nie meer op my nie. Dis van my af. Wat vir my interessant is hoeveel keer sien ons dat Paulus verstoot word weens die evangelie se onthaalwe? Elke keer. Elke liewe keer word hy verstoot. Daar is een van twee reaksies wat plaas kan vind wanneer jy die evangelie met iemand deel. Dit is of dat hulle dit gaan hoor en dit aanvaar, of hulle gaan dit verstoot. Ons sien in Paulus se geval was daar mense wat dit verstoot het en daar's mense wat dit gehoor het. Maar dit is die reaksie wat gaan gebeur wanneer ons die evangelie deel. God oorheers niemand se eie vrye keuse nie. Hy dwing niemand om hom te volg of te dien nie. Dis 'n vrye keuse wat ons moet maak. Maar ek wil jou vandag bemoedig. Moet nie mismoedig raak wanneer jy die evangelie met iemand deel en dis asof dit nie ingaan nie. Asof hulle jou nie hoor nie, of hulle hoor jou en hulle skop net dwars daarteen. Moenie mismoedig raak nie. Hou aan om te doen wat die Here vir elkeen van ons verwag as sy disippels, om die evangelie met die wêreld te deel. Dis die persoon met wie jy deel se keuse of hy gaan hoor of nie. Ek en jy moet hom net daai geleentheid gee om daai keuse te kan maak of nie. Interessant, hy sê, julle bloed is nou op julle. Hoekom sê hy dit? Want hy het hulle nou gewaarsku en hy sê, ek kan nou nie meer doen nie. Ek kan jou nie dwing om hierdie Jesus te volg nie. Dis jou vrye keuse. Nou ek wil hê julle moet gou saam met my blaai na Esegiel 3 vers 17 toe. Esegiel 3 vers 17. Ons kan vanaf vers 16 eintlik lees. Dit is vir my so mooi om die bladsye te oorblaai. As dit stil raak, dan weet ek. OK. Esegiel 3 vanaf vers 16 sommer tot en met 21. En aan die einde van die 7 dae het die woord van die Here tot my gekom en gesê: Mensekind,
Ek het jou as wag vir die huis van Israel aangestel. En as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku. As ek aan die goddelose sê, jy sal sekerlik sterwe en jy waarsku hom nie en spreek nie om die goddelose vir sy goddelose weg te waarsku om hom in die lewe te hou nie, dan sal hy, die goddelose, deur sy ongeregtigheid sterwe, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Maar as jy die goddelose waarsku en hy hom nie van die goddeloosheid en van sy goddelose weg bekeer nie, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe, maar jy het jou siel gered. En as 'n regverdige hom van sy geregtigheid afkeer en onreg doen en ek 'n struikelblok voor hom gooi, dan sal hy sterwe omdat jy hom nie gewaarsku het nie, sal hy deur sy sonde sterwe en aan sy geregtigheid wat hy beoefen het, sal nie gedink word nie, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Maar as jy die regverdige waarsku dat die regverdige nie moet sondig nie en hy sondig nie, dan sal hy sekerlik lewe, omdat hy hom laat waarsku het, en jy het jou siel gered. Hierdie gedeelte is 'n swaar gedeelte eintlik, want daar is 'n verwagting op ons as gelowiges om die waarheid met mense te deel. Om vir iemand te sê, ek is lief vir jou en daarom is ek bekommerd oor waar jy eendag moontlik gaan opeindig as jy nie kies om Jesus te volg nie. As jy kies om aan te gaan in die lewenstyl wat jy nou aangaan. Maar die tweede gedeelte sê hy, 'n regverdige persoon wat struikel en hy val, kan doodgaan as hy nie vertel word van die waarheid in sy lewe nie. As ek en jy die vermoë het om met iemand die waarheid te deel en ons is meer bekommerd oor wat daai persoon gaan dink as om die regte ding met hulle te deel, dan vra ek myself die vraag, is ons dan gehoorsaam aan die wil van die Here? Want in die gedeelte sê God vir Esegiel, ek gaan daai persoon se bloed van jou eis. Nou ek sê nie dat die Here iemand anders se bloed van jou gaan eis as jy nie ietsie gedeel het nie. Dis nie wat ek wil sê nie, maar ek wil hê ons moet verstaan, daar is 'n belangrikheid wat inkom wanneer ons die woord het in ons, wanneer ons die waarheid weet en ons kies om dit nie met iemand in liefde te deel nie. Ek en jy moet nie ophou om mense te lief te hê, mense te waarsku, mense te help in die weg wat hulle stap nie. As jy weet iemand ken die Here nie, dan is dit my en jou verantwoordelikheid om die evangelie met hulle te deel. Dit is hulle verantwoordelikheid hoe hulle reageer. As jy 'n broer of 'n suster het, dan is dit my en jou verantwoordelikheid om te sien, as hulle besig is om af te dwaal van die pad, dat ons hulle moet waarsku en sê, moenie in daai rigting gaan nie. Kom dat ek jou help, dat ons nie in daai pad afstap nie. Paulus deel met hulle, en hulle wil nie hoor nie, en hy sê, okay, ek skud my kleed af, ek is klaar met hierdie, dit is soos om jou skoene af te stof, te sê ek is nou klaar. Hy sê, van nou af gaan ek na die heidene toe. Hoekom sê hy dit? Is Paulus nie dan die apostel vir die heidene gewees nie? Elke keer wat ons sien, Paulus in 'n dorp ingaan, waartoe gaan hy eerste? Die sinagoges. Elke liewe keer gaan hy eerste na die sinagoge toe. Maar hy is dan die apostel vir die heidene. Dit beteken nie omdat hy gekies is om aan die heidene die woord te bring, dat hy dit nie kan bring aan die Jode nie. Sy manier van die evangelie deel was om altyd eers te begin by die wat darm 'n fondasie het in die woord. Want dan, van daar af kan hy met hulle begin werk. Hulle verstaan wat aangaan. As 'n Jood tot bekering kom, dit is 'n wonderlike ding wat gebeur, en hulle verstaan van wie Jesus is, en hulle verstaan van die Ou Testament, en die plan wat die Here het, en hoe dit alles inpas, want hulle verstaan die tradisies, hulle verstaan die gewoontes wat hulle gedoen het. Dis goed wat ek en jy moet leer, dis goed wat ons nou moet kyk en sê, okay, nou verstaan ek hierdie bietjie beter, nou maak dit meer sin, maar
Paulus het altyd gegaan om te deel met die Jode en dan het hy uitbeweeg na die heidene toe. In Romeine 1 vers 16, jy hoef nie soontoe te blaai nie, ek gaan net vandag soontoe blaai, ons kan weer terug gaan na Handelinge toe, maar in Romeine 1 vers 16 wil ek net gou vir, Romeine 1:16 wil ek net vir julle lees, wat sê Paulus hierso. Nou interessant, die boek van Romeine is uit Korinthe geskryf. Hy het die boek van Handelinge geskryf, of die brief van Handelinge geskryf, terwyl hy in Korinthe was. Hoor wat sê hy? Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerstens vir die Jood en ook vir die Griek. So Jesus het gekom en hy het gesterf vir al die Jode. Hy het gesterf vir al die Grieke. Hy het gesterf vir elke persoon op aarde. Hy het die volle prys betaal. Maar is my en jou keuse of ons hom gaan volg in dit of nie. Hy gaan toe in die man met die naam Justus se huis in. En die huis was in die Engels sien jy dis letterlik hy net uit die sinagoge uitgestap in Justus se huis en dit is aan mekaar. Daai huis was aan mekaar. En in hierdie hierso hoor ons dat die hoofleier van die sinagoges, Crispus, tot bekering gekom het, hy en sy hele gesin. So wat dink jy het toe gebeur met Crispus? Hy het sy posisie verloor as leier van die sinagoge. Nou kom ons lees verder wat het gebeur nadat hulle geglo is en gedoop is. Handelinge 18 vers 9. En die Here het deur 'n gesig in die nag aan Paulus gesê: "Wees nie bevrees nie, maar spreek en moedig en moenie swyg nie, want ek is met jou en niemand sal die hand aan jou slaan om jou kwaad aan te doen nie, want ek het baie mense in hierdie stad." En hy het daar gebly 1 jaar en 6 maande lank en die woord van God onder hulle geleer. En toe Gallio gouverneur van Achaia was, het die Jode eenparig teen Paulus opgestaan en hom voor die regterstoel gebring en gesê: "Hierdie man haal die mense oor om God op onwettige wyse te vereer." En toe Paulus sy mond wou oopmaak, sê Gallio vir die Jode: "As daar nou enige oortreding of kwaadwillige skelmstuk was, dan sou ek rede hê om julle te verdra, o Jode. Maar as dit 'n geskil is oor woord en oor name en oor 'n wet wat vir julle geld, moet julle toesien, want daaroor wil ek geen regter wees nie." En hy het hulle van die regterstoel weggedryf. En al die Grieke het Sostenes, die hoof van die sinagoge, gegryp en hom voor die regterstoel geslaan. En Gallio het hom aan niks van hierdie dinge gesteer nie. So Jesus sê hier vir Paulus, hy verskyn aan hom in 'n visioen in die aand en hy sê vir hom, moenie vrees nie. Nou as jy na iemand toe stap en jy sê vir iemand, moenie vrees nie, moenie bang wees nie, wat sien jy in daai persoon? Jy sien moontlik vrees, nê? So wanneer Jesus na jou toe kom en hy sê, moenie vrees nie, dan moet jy weet, daai vrees is groot. Nee, ek grap. Ek dink daarom nie Paulus het groot vrees gehad nie, maar hy het gevrees. En die Here sê vir hom, moenie vrees nie. Hoekom was Paulus moontlik bang geweest? Elke keer as hy in 'n stad ingegaan het en die evangelie gedeel het, was daar 'n oproering geweest. Hy het moontlik opgeëindig waar hy gestenig is. Hy is geslaan geweest, hy is in die tronk gegooi. So Paulus het baie keer net probeer om 'n gemeente aan die gang te kry en dan het hy sy goeders gevat en weer gegaan. Hy wou nie te lank daar rondhang nie, want hulle is heeltyd, hulle wou hom iets aandoen. En so sy plan was altyd om aan te beweeg, maar die Here sê hom, moenie vrees nie. Moenie bekommerd wees oor hierdie saak nie. Bly, want hier's baie mense wat myne is. Voordat hy sê daar's baie mense wat myne is en in vers 10 sê hy, want ek is met jou. Hierdie is baie bemoedigende woorde vir elke kind van die Here. Die dag as jy jou lewe oorgee vir die Here en jy word wedergebore, dan word jy die woning van die Heilige Gees. En die volheid van God kom woon binne in jou. Ek en jy hoef nie te vrees nie.
Ons kan baie maklik kyk na die lewe van Paulus en vra, was Jesus by hom toe hy in die tronk was? Was Jesus by hom toe hy gestenig is? En die Here was daar, ja. Ek glo hy was in elke plek saam met hom gewees. Maar alles wat gebeur het met Paulus was altyd tot eer en verheerliking van die Here gewees. Ek wil jou vandag bemoedig. Wat ook al jy deurgaan vandag, wat ook al moet gebeur, die Here is met jou. Jy doen dit nie alleen nie. Hy stap die pad saam met jou. Die Here is met jou. Toe Jesus sê, ek het baie mense in die stad. Wat beteken dit? Dit is 'n goddelose plek. Hierdie plek is, hulle is oorgegee aan hulle essensiële begeertes. En die Here sê, ek het baie mense in hierdie dorp. Ons kan blaai na Romeine 5 vers 20 toe, want dit praat oor hierdie gedeelte spesifiek, want in hierdie goddelose plek is waar ons die genade van God meer amper sien as in 'n plek waar hulle godsdienstig was. Lees saam met my Romeine 5 vanaf vers 20. Maar die wet het daar bygekom, sodat die misdaad meer sou word, en waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword, sodat soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers, deur die geregtigheid tot die ewige lewe, deur Jesus Christus, ons Here. So hy sê, daar waar die sonde baie was, daar is die genade ook baie. Nou het my vraag aan jou, kan ons maar aanhou sondig? Want ek is seker, dit is verseker wat hier aangespreek word in hoofstuk 6 vers 1. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Jy is, as jy wedergebore is, gedoop in Christus, is jy dood vir die sonde. Die sonde het geen meer rede om houvas op jou te hê, behalwe dit wat jy dit toelaat om op jou te hê. Ons is duur gekoop, vrygekoop van die houvas van sonde. Kom ons lees verder. Ons is dit saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. So hy sê, ons is nou gelykvormig aan die dood wat plaasgevind het. Sonde het nie meer houvas nie. En nou is ons besig om 'n pad te stap wat die Here verheerlik. Ons is besig met die pad van heiligmaking. Heiligmaking is 'n konsep wat ons nie altyd baie goed verstaan nie. Maar in eenvoud is heiligmaking om te kies om die gees bo die vlees te sit. Dit is 'n proses wat die Here jou mee help om elke dag te kies om die gees eerste te sit en die vlees te begrawe te hou. Maar die vlees wil aanhou opstaan. Die vlees het lus om uit te kom en die dinge van die vlees te wil doen. Maar die Here roep ons na 'n hoër plek om ons oë gefestig te hou op die geestelike dinge en nie op die vleeslike dinge nie. Vers 7 sê, want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. Ek en jy is dood teenoor die sonde. Die sonde het net die houvas wat jy dit toelaat
om te hê in jou lewe. Ek het gedeel oor die proses van heiligmaking, die stryd tussen die gees en die vlees. Ek het myself bietjie hier voorgespring. So, wanneer jy wedergebore word jy geestelik wedergebore. Ons is geestelik dood gewees, as gevolg van dit wat Adam gedoen het. So wanneer jy kies om die Here aan te neem en wedergebore te word daai gees van jou gebore. Die gees kom van God af. Dit is hy wat die werk in jou kom doen. Maar ek was nie 3 jaar oud toe ek my hart vir die Here gegee het nie. Toe ek wedergebore geword het nie. Ek was 'n volwasse man gewees, volwasse in die vlees. En ek het al gelewe volgens die begeertes van die vlees. En toe ek wedergebore word, is daai geestelike baba nog 'n baba. En daar begin 'n stryd tussen die gees en die vlees. En in die begin was dit baie makliker vir die vlees om te oorwin. Want die gees is nog swak, die gees is nog klein, die gees moet nog groei, die gees moet nog hoor, die gees moet nog verstaan wat aangaan, en daai gees is besig om te groei, en sterker te word, tot op 'n plek waar ons in die beeld geskape is, hoe God dit wil hê, wat ons is gees, ons het 'n siel, en ons bly in 'n liggaam, en die liggaam sê nie vir die siel wat om te doen nie. Die gees sê vir die siel hoe dinge moet werk. Dit is die proses wat elkeen van ons stap van heiligmaking. Ons moet kies om te wandel volgens die gees. Ons moet kies om die gees bo die vlees te sit. En dit is elke dag 'n stryd. Dit het nie net daai dag toe jy jou hart vir die Here gegee het gebeur nie. Dit is 'n konstante stryd wat ons elke dag moet stap. En dis nie net in die oggend as jy opstaan om te sê, Here, ek gaan wandel volgens die gees en nie volgens die vlees nie. Dit is elke liewe besluit wat jy neem. Het jy 'n keuse, gaan jy geestelik optree of gaan jy vleeslik optree? Elke keuse wat jy maak, elke gedagte wat jy het, is 'n keuse wat jy moet maak. Gaan ek geestelik hieroor optree of gaan ek toegee vir die vlees? Maar ek wil vir jou weer herinner, wanneer jy wedergebore is, het die sonde nie meer die houvas op jou nie. Jy is nie meer 'n slaaf aan sonde nie. Jy het die keuse en die Here sê, daar's geen versoeking wat te groot gaan wees vir jou om 'n uitweg te hê nie. Die Here maak altyd die uitweg as jy gaan kies om die Gees te volg en nie die vlees nie. Paulus hou aanbedien vir 'n jaar en 'n half en daar kom 'n goewerneur in bewind weer Galio. En die Jode dog hierdie is die perfekte tyd om nou moeilikheid te bring vir Paulus. En hulle bring Paulus voor Galio. En Paulus, hulle sê nog al hierdie dinge van Paulus en Paulus wil nog begin praat en Galio sê, los hierdie man. Hierdie is julle eie saak. Hierdie het niks met my uit te waai nie. Hierdie gaan nie oor reg of verkeerd nie. Hierdie is onder julle geskrifte en julle wette. Hy kan maar gaan. En wat doen interessant, ek wil hê ons moet vers 14 tot 17 net weer lees. Hy sê, en toe Paulus sy mond wou oopmaak, sê Galio vir die Jode, as daar nou enige oortreding of kwaadwillige skelmstuk was, dan sou ek rede hê om julle te verdra, o Jode. Maar as dit 'n geskil is oor woord en oor name en oor 'n wet wat vir julle geld, moet julle toesien, want daaroor wil ek geen regter wees nie. En hy het hulle van die regterstoel weggedryf. Hoor nou hierso vers 17. En al die Grieke het Sotsenes, die hoof van die sinagoge, gegryp en hom voor die regterstoel geslaan, en Galio het hom aan niks van hierdie dinge gesteer nie. So die Grieke is toe sommer so kwaad vir die Jode, hulle gryp die volgende sinagoge leier en hulle slaan hom daarvoor Galio, en Galio is nie gepla daaroor nie. Wat ek in hierdie gedeelte sien, is dat Galio eintlik glad nie omgee oor die Jode en die dinge wat hulle mee besig is nie. As ons gaan sien, net 'n paar jaar later, of so 15, 20 jaar later, het hulle die Jode gebruik as slawe om daai Corinth kanaal te begin
uit te grawe. So hulle het regtig nie 'n agting gehad vir die Jode nie, en ons sien hier dit gebeur. Nou wat vir my baie interessant is dit is die eerste keer wat die Joodse planne gebackfire het op hulle. Elke keer in elke stad wat Paulus al was, het hulle hom kwaad aangedoen. Hulle kon 'n manier kry om die mense op te roer en dat hy deurgeloop. Maar nie die keer nie. Die keer loop die leier van die sinagoge deur en Paulus stap lekker skotvry weg van daai ene af. Maar wat nog vir my meer interessant is, ek wil net vir julle lees in 1 Korintiërs 1 vers 1 groet Paulus iemand spesifiek. Hoor wat sê hy? Paulus, 'n geroepe apostel van Jesus Christus, deur die wil van God en die broeder Sosthenes. Hier groet hy die man wat die Grieke gebring het om geslaan te word. So iewerste in hierdie proses het daar nou in 'n kwessie van 'n jaar en 'n half om en by 2 leiers van die sinagoge tot bekering gekom. Dit is vir my baie interessant hoe die Here besig is om te werk in hierdie stad van Korinte. Kom ons lees vanaf vers 18 tot 23 en dis die laaste gedeelte wat ons nou gaan lees. En nadat Paulus nog verskeie dae daar gebly het, het hy van die broeders afskeid geneem en na Sirië uitgeseil en saam met hom Priscilla en Aquila. En in Kengree het hy sy hoof geskeer want hy het 'n gelofte gedoen en hy het in Efese aangekom en hulle daar laat bly, maar self in die sinagoge gegaan en met die Jode gespreek. En toe hulle versoek dat hy langer by hulle moes vertoef, het hy nie toegestem nie, maar van hulle afskeid geneem en gesê, ek moet sekerlik die komende fees in Jerusalem vier, maar ek sal weer na julle terugkom as God wil. En hy het van Efese afgevaar. En toe hy in Caesarea gekom het en opgegaan en die gemeente gegroet het, het hy afgereis na Antiochië en nadat hy 'n tyd lank vertoef het, het hy vertrek en agtereenvolgens die land Galasië en Frigië deurgereis en al die disippels versterk. So Jessica gaan van my na die laaste kaart toe. Ons sien nou hierso uit Korinte uit, is hy oor na Efesiërs toe en hy's daar in die sinagoge en toe hulle vra, hy moet langer bly, toe dink ek besef hy, hierdie mense is reg, hulle is klaar besig met iets en hy sê ek sal weer na julle terugkom en hy gaan af vir die fees na Jerusalem toe, waar hy toe die kerk ook gesien het en hy gaan toe weer op na die kerk van Antiochië toe. En dit is die kerk wat hom gestuur het. En ons sien, dit is die einde van sy tweede sendingsreis, waar hy toe nou opeindig in Antiochië en toe gaan hy weer oor wat ons dan lees in die laaste, daai vers 23 in Galasië en Frigië, wat hy toe gaan op sy derde sendingsreis, wat ons dan meer sal aangaan volgende week. Maar hy los vir Aquila en Priscilla in Efese. En ons gaan dit volgende week na kyk en dit is baie interessant. Maar ek wil afsluit met hierdie gedeelte. As jy wedergebore is jy deel van God se weermag hier op aarde. Daar is 'n geestelike oorlog wat aan die gang is. En daai oorlog is vir siele. Daai oorlog is vir mense wat in een van 2 plekke op gaan eindig. Of saam met Christus vir ewig, of in die ewige verderf. Dit is een van 2 plekke waartoe mense gaan. En die oorlog is vir waar iemand gaan opeindig. En ek en jy is deel van daai geveg. Maar daar is nog 'n ander oorlog wat ook aan die gang is. Die oorlog wat tussen die gees en die vlees binne in jou 'n stryd voer. Elke dag moet ons opstaan en ons moet keuses maak volgens die gees of volgens die vlees. En ons moet die geleenthede wat die Here op ons pad stuur om die evangelie met mense te deel, gebruik. Ons moet dit nie minag nie. Ons moet daai geleenthede gebruik en ons moet die Here vra, Here, met wie moet ek vandag praat? Met wie moet ek vandag 'n pad stap? Wie moet ek dalk net bel en sê, hoorie, ek bid vir jou.
Ek beleef ek moet net dit vir jou sê, of wat ook al die Here vir jou sê om te doen. Ek en jy moet kies, gaan ons geestelike wese voed, gaan ons hom versterk, en hy word nie versterk deur enige iets wat ons hier op die aarde kan bied nie. Hy word net versterk deur die woord van God en deur verhouding met Jesus. Dit is hoe ons geestelike mens versterk en groei. Maar ek wil nie hê julle moet mismoedig raak in hierdie geestelike stryd wat ons in is, in hierdie geestelike oorlog wat ons in is, om te sê dit raak te swaar nie. As dit te swaar raak vir jou, kom praat met ons. Ons hoef nie die pad alleen te stap nie. As jy nie weet hoe om die evangelie effektief met iemand te kan deel nie, kom praat met ons, dan help ons jou met dit. Maar as daar 'n las op jou is, en jy weet nie hoe om vorentoe te gaan nie, dit is te swaar, nooi ek jou uit om met ons te kom praat, sodat ons saam die pad kan stap. In die kerk van Korinthe sien ons dat daar 'n baie wêreldse denkwyse en siening was, en Paulus roep hulle na 'n geestelike siening en denkwyse toe. Maar ek het nou vir jou 'n vraag vanoggend. Het jy 'n invloed op die wêreld, of het die wêreld 'n invloed op jou? Hoor mooi wat vra ek. Het jy 'n invloed op die wêreld, of het die wêreld 'n invloed op jou? Want vir ons om werklik effektief te kan wees in hierdie oorlog en die geveg wat ons in is, het ons sekere tools nodig, sekere wapens, sekere goed nodig wat ons gaan help om staande te kan bly in hierdie oorlog. So ek wil hê ons moet saam as gemeente vandag die wapenrusting aantrek. In Efesiërs 6 vanaf vers 10 lees ons van die wapenrusting. So julle kan saam met my soontoe blaai. Efesiërs 6 vanaf vers 10 tot 17. Ek wil jou aanmoedig. Moenie net hierdie een keer doen wanneer ons dit in die kerk doen nie. Doen dit so gereeld soos wat jy kan, verkieslik elke dag. Want ons is in 'n oorlog. En dit is nie 'n wêreldse oorlog soos wat ons beleef nie. Dit is 'n geestelike oorlog en dis heidaglik besig om te woed rondom ons. Kom ons lees vanaf vers 10, Efesiërs 6 vers 10. Eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan. Hoekom? Sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Ons moet weerstand bied en ons moet staande kan bly, maar ons kan dit net doen as ons hierdie wapenrusting ook aan het. Staan dan vas, julle lende omgord met die waarheid. Julle lende met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en die skoene aan julle voete, die bereidheid van die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Hierdie is eintlik so diep, wat ons so baie tyd aan kan spandeer, en ek glo ons sal iewers. Maar doen hierdie. Want daar's nie net 'n stryd tussen jou en die wêreld nie. Daar's 'n stryd tussen jou en jou vrou baie keer. Die duiwel wil goed gebruik
om wrywing en 'n wig te bring tussen 'n man en 'n vrou. Ons moet versigtig wees om dit nie toe te laat nie.